Welkom terug by Groot Plaas. Vanoggend gesels ons met Ian Besterhuis van Soloway Store. Goeiemôre Ian. Goeiemôre en môre aan die kykers en die mede-plaas-eienaars. Heerlik om vanoggend met jou te gesels. Nou vir mense wat nie weet nie, wat presies doen Soloway Stores en hoekom is julle gefokus op plase? By Soloway Store spesialiseer ons in sonkragopblasings vir plase. Omdat ek self ook 'n plaas woon, ken ek die uitdagings met plaaslewe, waar verstaan ek presies waarmee boere daagliks sit. Van kragonderwese tot hoë elektrisiteits- en paalkoste. Dit is hoekom ons fokus op plase, veral plase, om die doel om boere te help glad nie afhanklik te wees van die netwerk nie. Ja, so jy kan ten minste uit jou eie ervaring ook praat en dis altyd 'n goeie beginpunt. Wat is van die voordele as dit kom natuurlik by sonkrag op 'n plaas? Insetkoste. Die grootste voordeel is onafhanklikheid en stabiliteit. Wanneer daar kragonderbrekings of netwerkprobleme is, kan die plaas steeds funksioneer. Dit beteken waterpompe, sekuriteitkameras, veral sekuriteit. Ons weet wat met die plase gebeur en goed. En wifi. Meeste van ons is op GPF groepe en ons kommunikeer op GPF. Nou as jy kragnetwerk daarmee en jou wifi is daarmee, so jou sekuriteit is daarmee. Nog 'n groot voordeel is die besparing op elektrisiteitskoste. Die mense besef nie hoeveel geld hulle oor tyd op krag spandeer nie. Ja, verseker en ek's baie bly jy noem die veiligheid. Ek dink dit is so belangrik vir alles jy op 'n plaas bly om konstant in kontak te kan wees met ander mense. En ek dink die groot vraag dan is, mense dink altyd as dit kom by sonkragstelsels, is baie duur storie, is daar finansiering vir sonkragstelsels? Ja, daar's vele opsies daarvoor, byvoorbeeld. Jy kan dit finansier as 'n bate, soos enige ander bate kan jy dit finansier oor 'n 5 jaar tydperk. Baie mense het op hulle plase al geld afbetaal, so dit beskikking tot 'n aksiebond. So dit sal ek met die kliënt self bespreek, elke kliënt soos ek hom onderhandel met hom. Maar net om 'n voorbeeld te gee, ek is nou die dag op 'n plaas en die persoon het 'n belegging gehad. En toe sê ek vir my, kan nie belegging gebruik om sonkrag in te sit. Toe sê nie, maar hy moet sy belegging losmaak nie en hy wil ook nie skuld maak nie. Toe sê ek, as jy byvoorbeeld 'n R100,000 stelsel insit en jy gebruik jou belegging daarvoor, sou daai belegging in die bank, as hy in die bank gebly sê oor 'n 5 jaar tydperk, sou ongeveer R148,000 gewees het. Sou jy dit op krag gespandeer het en 'n netwerk ingesit het, sou dit gegroei het na R300,000 toe, want dit is wat jy aan Eskom sou betaal het. So jy sou R150,000 meer uit jou R100,000 belegging uitgemaak het. Sjoe, dis nogals ongelooflik om dit te dink. Ian, wat maak Soloway Store soveel anders as al die ander maatskappye? Ons gebruik net mense wat gevestig is in die land. Wat as daar 'n probleem is wat jou dadelik kan help. Ons het byvoorbeeld, hulle het 'n tegniese span wat in jou stelsel kan gaan. Hulle is gekoppel ook in jou stelsel. So sou daar 'n probleem kom, gaan hulle op lyn met wifi. Kyk wat is die probleem, is dit die harde ware, sagte ware, die firmware, wat ook al, en hulle kan die verstellings aan hulle kan doen. So dis nou nie nodig meer vir my en dis kom ons die plase kan diens, want dis nou nie nodig vir my om my bakkie te spring en al die pad na plaas te ry en agter te kom, daar's 'n verstelling probleem nie. Ons kan dit eers nou oor die lug doen. So daar is baie dinge, en omdat hulle in die land gevestig is, hulle waarborg is 5 jaar tot 10 jaar, en hulle kan jou dadelik help. Koop jy by 'n ander persoon, ek wil nou nie name noem of goed nie, maar koop jy en daar kom 'n probleem, dan sê hulle vir jou nie, hulle gaan hom terugstuur na die manufacturer toe. En dit veroorsaak groot probleme. Ja, verseker. Ian, baie dankie vir jou tyd vanoggend, baie dankie vir die advies. Ons waardeer dit. Nou as jy meer wil weet van Soloway Store, kontak hulle op 083-377-3466. Dit is dan natuurlik Ian Bester van Soloway Store. Bly geskakel want net hierna kyk ons terug hoe Doopie met John Steenhuisen gesels het.
John, thanks so much for chatting to us this morning. Dankie Doopie, wonderlik om saam met Grootplaas te wees. So ons is hier op Nampo en daar's natuurlik baie goeders wat gebeur het in 'n baie kort rukkie. Ek weet julle het nou net teruggekom van Argentinië af, maar die groot ding natuurlik is die vaksines wat nou vandag hierso inkom vir die entings. Hoeveel van daai entings is op pad Suid-Afrika? Ja, dis 2 miljoen wat vandag ingekom. Ons kry 2 miljoen elke week nou van Dolvet, dis die Turkse enstof. Maar ek het ook 'n inkoms geteken toe ek in Argentinië was met Biogenesis Bago om ons enstowwe te verseker vir die toekoms. Hulle kan soveel as 5 miljoen elke maand vir ons gee. En die einde van hierdie maand sal ons van die einde van Februarie 15 miljoen enstowwe ingebring. Daar's 14 miljoen beeste in die nasionale kudde. So dis genoeg om elkeen een keer te Voor die einde van die jaar. Nee, ons moet 2 keer end voor die einde van die jaar. Ons teiken is om seker te maak dat ons 80% van die nasionale kudde end 2 keer voor die einde van die jaar om hierdie uitbraak onder beheer te kry. Dan begin ons met 'n jaarlikse 2 keer elke jaar inenting en dan kan ons die syfers stuur na die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid om ons status te verander na 'n beck-and-claw vry met inenting. Dis dieselfde status wat 'n plek soos Argentinië kry. Hulle kan nou uitvoer na 94 verskillende lande wêreldwyd. En dink wat 'n groot winsheid dit gaan wees vir Suid-Afrika se rooi vleis as ons daai marke wat toegesluit was vir 20 jaar alweer oopmaak. Kan oopmaak. So die ander groot vraag natuurlik is baie van hierdie enstowwe was op 'n stadium plaaslik vervaardig. Is daar sprake om in die toekoms weer plaaslik enstowwe te vervaardig vir Back and Claw? Ja, maar en ons is besig by die ARC om dit te doen. Hulle het al reeds vir ons 12.900 gegee en aan die einde van hierdie maand kan hulle 20.000 elke week gee om te help. En dis 'n trivalent enstof wat baie goed is. Maar die feit is ons het nie die skaal om te maak wat in die nommers wat ons nodig het. So vir die kort tot midtermyn gebruik ons invoerde enstowwe van Biogenesis Bago, Dolvet en enige ander maatskappy wat ons field strains kan hanteer. So dis die kort termyn, maar die lang termyn ons moet ons eie fabriek hê waar ons eie enstowwe maak om ons toekoms van die rooi vleissektor te verseker en seker te maak dat ons kan daai syfers verander om daai status te verander. So baie dinge wat jy natuurlik as minister moes gedoen het nou in 'n baie kort rukkie en almal soek antwoorde, maar wat was die grootste uitdaging sover behalwe vir Back and Claw? Ek dink dis die marke wat ons oopgemaak het vir ons Suid-Afrikaanse produkte. Ons dis baie belangrik dat ons verstaan die winsheid wat kom van die oorsee marke vir ons boere op die grondvlak, maar selfs ook vir die groei van die sektor. Ons sien wat byvoorbeeld by die sitrussektor gebeur het. Toe ons oorsee marke oopgemaak het, meer boere binne die sektor en meer klein boere wat nou deel is van die waardeketting vir uitvoer. En dis hoe ons sektor groei en ons verseker winsheid vir ons boere op die grondvlak en 'n toekoms te verseker. Nou as ons net ons paaie en ons hawens kan regkry, dan gaan alles heel wat groter wees. Alreeds die sitrusouens en die ouens met appels en pere en steenvrugte vir ons gesê, as ons daai versekering kan kry oor ons hawens, oor ons infrastruktuur, dan kan ons begin te groei 4-5 keer groter as wat ons nou is. En dink van die werksgeleenthede daar, dink van die groei in ons sektor daar. Die landbousektor alreeds vir die GDP vir die laaste 16 kwartale het die ligte uitgeskiet. Ja. En dink wat ons kan nog doen vir ons ekonomie en vir werksgeleenthede binne Suid-Afrika as net dit kan regkry. Minister, so jy hardloop nou 'n bietjie hier rond op Nampo. Jy gaan 'n hele paar van die boere ontmoet en die goeters. Wat is die idee wat jy by hulle wil los of wat wil jy graag vir die boere van Suid-Afrika sê? Ek sê ja, hulle het 'n minister en 'n departement wat op hulle kant is. En ek sien my rol as 'n vernoot van die landbou, vernoot van die boer op die grondvlak. En daai samewerking is so belangrik, want as ons saamwerk,
Dis niks wat in ons pad kan staan om ons sektor te groei en die winsheid vir ons boere beter te maak. En mense moet saamwerk met ons om daai toekoms. My werk is om 'n stelsel te bou binne Suid-Afrika wat maak dit makliker om te boer en seker te maak daar's meer winsheid vir ons boere en daar's groei in die sektor. As ek dit kan regkry, dis my doel en ek sal baie gelukkig daarmee wees. Christo, goeiemôre en welkom. Dis hy, goeiemôre. Baie dankie. So Christo, hoe beïnvloed globale spanning en handelsontwrigting tans Suid-Afrikaanse landbou, veral as dit kom by uitvoerders? Ja nee, kyk, ek dink dit het 'n baie groot indirekte impak op die produsente heidaglik. As mens kyk na die kunsmispryse en oliepryse op die oomblik. Dit lei tot hoë produksiekostes wat lei tot laer marge wat baie druk sit op mededingendheid in Suid-Afrika. Kan jy nou vir ons 'n bietjie meer vertel hoe kwesbaar is Suid-Afrikaanse landbou vir 'n moontlike terugkeer van El Niño later in 2026 of 27? Sure. As mens kyk na die landbouindustrie van Suid-Afrika, is ons altyd, maar nog altyd baie kwesbaar vir wisselvallige weeromstandighede. As mens kyk hoe vinnig verander die weer van droogte na vloed en partykeer sommer in dieselfde seisoen. En as mens nou kyk na El Niño, is daar baie hoë waarskynlikheid. Hulle sê veral omtrent 70% en ons behoort dit kan sien hierso teen Augustus hierdie jaar. So wil jy vir my sê die realiteit is dat ons kan dit nog later hierdie jaar nog sien? Ja, hulle sê teen die einde van hierdie jaar gaan mense kan ons die effekte daarvan begin sien. So minder reën wat lei tot droogtestoestande wat ingaan in 2027. Nou Christo, watter landbousektore gaan die meeste ly onder stygende brandstof en kunsmiskoste en hoe kan ons boere aanpas? Ja, ek dink dis 'n goeie vraag. Graanprodusente veral, as mens kyk na hulle insetkoste, veral kunsmis en diesel, en ook enige produsente wat hoogs afhanklik is van vervoer. Hoe hulle kan aanpas is om te diversifiseer, insetkoste te beheer en ook te kyk na termynkontrakte en so aan. Is dit iets wat jy voorstel boere moet nou aanspreek liewer as wanneer dit te laat is? Ja, definitief. Ek dink om doelgedrewe te wees en om vroeg aan te pas is definitief die rigting wat dit moet beweeg. So Christo, wat is die grootste redes vir Suid-Afrikaanse landbou se veerkragtigheid die afgelope paar jaar? Ek dink die aanpasbaarheid, dis 'n baie groot invloed as mens kyk hoe vinnig die boere aanpas, veral by klimaatskokke. En dan ook, ons het 'n paar goeie jare gehad, veral onder die paar goeie opbrengste die laaste paar jaar en ook die gebruik van tegnologie en data. Kan jy vir ons nog 'n bietjie uitbrei net op die data en tegnologie wat tot ons beskikking is? Presies, grondkwaliteit, watter produkte om te plant, gewasse, diversifisering en so aan. So hoe groot is die risiko dat strenger kredietvoorwaardes en hoër leenkoste landboubeleggings gaan beperk? Ek dink die risiko is groot, as ons kyk na die kleiner produsente. Ek dink hulle het nie altyd toegang tot finansieringsstrukture soos die groot produsente nie. En baie keer het hulle nie die belangstaat om daai finansiering te regverdig of oor die bank te kry nie. Waar die groot produsente het die vermoë om verskillende finansieringsstrukture te kry en dit help hulle dan in die langtermyn. So ek dink die een groot vraag is hoe gaan ons klein boere help om seker te maak hulle raak nie net verlore in al hierdie gemors nie. Dis maar om finansieringsstrukture aan te pas wat hulle sal help met hulle spesifieke boerdery en ook te kyk om hulle te help deur tegnologie en ook nuwe boerderymetodes. Nou hoeveel benadeel goed soos spoorprobleme, hawevertragings en vervoerkoste Suid-Afrika se landboumededingendheid? Nee, dit het 'n baie groot negatiewe impak. As ons kyk, al die faktore dra by tot verhoogde vervoerkostes wat lei tot lae marge wat 'n baie groot impak het op mededingendheid op die einde van die dag. Is jy nog optimisties oor die langtermyn toekoms van Suid-Afrikaanse landbou ondanks die klimaat en ekonomiese druk? Ja nee, ek bly relatief optimisties. As mens net kyk, ek moet sê die landbouindustrie is baie doelgedrewe en hulle pas vinnig aan by omstandighede. En ek dink Nampo is 'n goeie voorbeeld daarvan. Christo, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dis ons gas op Grootplaas vanoggend, Christo Becker, hoofkommersiële beampte by Coface Suid-Afrika. Dis al wat vir ons tyd het. Ons hoop jy het dit geniet saam met ons en dan skakel weer môre in.